Welkom by die luistermeditasies tydens Paase. Vandag is Dinsdag, 13 Mei, en die skrifgedeelte waarby ons stil staan is Handelinge 9, vers 36 tot 42 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit om in die hier en nou opnuut tot rus te kom. Om die dinge wat in jou hart, in jou gedagtes en gemoed leef, 'n naam te gee en dit ook in gebed aan die Here oor te gee. Vra die Gees om jou te lei, om God opnuut in sy woord en in hierdie oomblik van stilte te ontmoet. Steek gerus ook 'n kers aan, as 'n tasbare herinnering van die seisoen van Paase waarin ons nou is. Die seisoen waarin ons onsself verbly oor Jesus, die lig, wat geen duisternis kon uitdoof nie. Die lig vir die wêreld. Die pragtige gedig van W.E.G. Louw, die aangesigs Gods, word ook vandag ons gebed en ons woorde. Ek het die glans van God gesien, in die lig wat vloei deur die wind, in die stille krag van vreugde en lyding, met die wonderoë van 'n kind. Ek het die glans van God gesien in die stralende son en die helder lig, in die steeds vlugtende water en wolke, in die blom en in die vrug. Amen. Handelinge 9 vers 36. In Joppe was daar 'n gelowige vrou met die naam Tabitha, in Grieks Dorcas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. Juis in die tyd toe Petrus in Lydda was, het sy siek geword en gesterwe. Hulle het haar gewas en in 'n bokamer neergelê. Aangesien Lydda naby Joppe is, en die gelowiges gehoor het dat Petrus daar is, het hulle 2 mans na hom gestuur met die versoek: kom tog gou na ons toe oor. Petrus het dadelik saam met hulle gegaan, en toe hy daar kom het hulle hom na die bokamer toe geneem. Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend vir hom die klere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog gelewe het. Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy na die liggaam gedraai en gesê: Tabitha, staan op. Sy het haar oë oopgemaak en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit. Hy het haar met die hand help opstaan, die weduwees en die ander gelowiges geroep en haar lewend voor hulle gebring. Die hele Joppe het hiervan gehoor en baie mense het tot geloof in die Here gekom. In Joppe was daar 'n vrou met die naam Tabitha, wat ook Dorcas genoem is. Sy was ligvoetig in haar goedheid, vinnig om nood raak te sien, stadig om te oordeel, en haar hande het gewerk soos 'n gebed. Sy het klere gemaak, armes geklee, sy het weduwees onthou. En toe skielik is haar die stilte, haar liggaam stil, die vertrek gevul met rou. Die weduwees hou daardie klere omhoog, nie net as herinnering nie, maar as gebede van stof en draad, en hulle roep vir Petrus. Nie net in die hoop op 'n wonderwerk nie, maar omdat hulle nie in 'n wêreld sonder haar kan dink nie. Petrus kniel, hy draai weg van die trane van die mense af na die Here toe. En dan draai hy weer terug na haar, na die een wat vir haar gemeenskap so gawe was. En hy sê: Tabitha, staan op. En sy staan nie net op haar voete nie, maar terug in haar roeping, in die lewe wat sy reeds met oorgawe geleef het. En die verhaal gaan nie net oor 'n wonderwerk nie. Dis 'n herinnering dat God die werk van ons hande raak sien. Dat hy ons teenwoordigheid waardeer. En dat hy soms in 'n oomblik van suiwer genade fluister: staan op, jou werk is nog nie klaar nie. In die lig van hierdie skrifgedeelte wil ek jou uitnooi om na jou eie lewe te kyk. Aan watter Tabithas in jou lewe dink jy vandag? Watter mense se diensbaarheid en liefde is vir jou 'n groot seën? Dink daarna en bring hulle ook in dankbaarheid voor die Here.
In watter opsig roep God jou om weer op te staan? In geloof, in hoop of in diens? Dink hieroor na en praat gerus in gebed met die Here hieroor. In die laaste oomblikke van stil wees en gebed, nooi ek jou ook uit om te draai na jou eie roeping. Hoe kan jou hande vandag draers wees van gebed? Tekens wees van gebed? Deur watter dade van goedheid, sorg of herstel? Praat gerus in gebed ook met die Here hieroor. Kom ons bid saam. Here, soms het ons U wonderwerke nodig in ons eie lewens, om dit wat dood is weer lewend te maak, om dit wat gaan lê het weer op te laat staan. Here, mag hierdie verhaal van Tabitha in ons voortleef, in dit wat ons voortbring, deur ons woorde en ons dade, deur ons mond en ons hande. Amen.